Goeienaand weer aan almal. Dit is lekker om julle weer hier so te sien. Ek sien ons het 'n lieflike bietjie reën gehad deur die nag. Is julle ook so bly vir die reën? Dit is al regtig waar 'n groot seën en ons is ook bly dat dit so bietjie teruggetrek het, dat ons net almal in droogte hier kan aankom. Ons het vanaand so bietjie van 'n drafstap wat ons deur gaan doen. So ek dink nie dit was 'n spot geweest nie. Ek gaan moet vandag praat, maar ek hoop ek gaan julle nie heeltemal aan die slaap praat nie. En ek het gedink ons kan begin deur om net so vinnig weer vas te staan of stil te staan by wat ons gisteraand oor gepraat het. Ek het gisteraand gevra dat julle 'n belofte aan my maak. Wie kan onthou wat was die belofte gewees? Okay. Ek is baie bly. Julle moet nie net onthou daai belofte nie, julle moet hom hou. Nie net onthou nie, julle moet die belofte hou. En ek gaan vir julle vanaand wys hoekom ek so gesê het. Kan julle onthou ons het bietjie oor hierdie rympie gesels? Ons het gepraat oor New Start. Nou ek het vir julle genoem dat julle moet my nie glo nie. So ek wil vanaand begin deur om sommer vinnig net vir julle te wys hoekom dit so belangrik is dat julle weet dat dit is nie my eie rympie nie en dat ek hom nie self opgemaak het nie. Nou ek moet by sê hierdie New Start woord is nou nie so geskryf in die Bybel nie. Maar ek het vanaand sommer vir julle net daar gewys en ons gaan nou nie deur hierdie versies almal gaan nie, maar daar is 'n klomp versies in die Bybel wat praat oor elke een van hierdie konsepte. En ek het gedink ons kan sommer net ons geheue verfris deur om vinnig terug te dink, die kinders wat nou hierso is, ek dink julle ken seker maar hierdie gedagte en hierdie storie seker beste van almal van ons omtrent. Julle onthou daar in die begin van die Bybel, heel aan die begin van die Bybel. Waar begin die Bybel? In Genesis. Wat is dit in Genesis? Wat is die heel eerste deel van Genesis? Waaroor praat dit? Dit praat oor die skepping, né? Nou kan julle onthou daar heel aan begin in die skepping het God die sonlig gemaak en hy het die uitspansel gemaak. Wat is die uitspansel? Dis die atmosfeer mos rondom ons aarde. Is dit nie so nie? So hy het die lug gemaak wat ons kan inasem. Hy het die sonlig gemaak. Hy het water gemaak. Hy het plante gemaak. Hy het die hele skepsel gemaak. En daar sien ons dat eintlik kom elkeen van hierdie dinge wat ons oor gesels het gisteraand reg van die begin af uit God se hand uit. So dit is nie Dr. Jade se rympie nie, dis nie Dr. Jade se reëls nie. Dit is die gesondheidsnoodsaaklike elemente wat die Here van die begin af geskep het. Is dit nie kosbaar nie? So hier kan ons dit sien uit die Bybel uit dat dit is nie Dr. Jade wat julle moet glo nie, né? Alraai. Nou met dit in gedagte. Ons gaan fokus op een element hierso, maar ons sal nou besluit, julle kan later vir my sê watter een dink julle dit is wat ons op gefokus. Onthou julle ons het so 'n bietjie gesels oor die dinge wat ons na toe mik en ons het gepraat oor wat ons probeer vermy. Wat is dit wat ons probeer vermy, wat ons nie so graag wil hê nie? Al die pille en die brille en die valle en al daai dinge, né? Dis nie wat ons wil hê nie. Ons wil gemaklik kan beweeg, ons wil onafhanklik wees. So met hierdie goeders nog steeds in gedagte, gaan ons nou in fokus vanaand. Nou ons praat vanaand so klein bietjie oor kieries of krikke. En ek het eintlik toe ek hierdie titel geken het, het ek vergeet ons het krikke hier by ons in ons midde. Toe jy nou met jou krikke inkom, toe jy so inloop, toe dog ek, ja, ek het heeltemal nie verwag dat ons gaan nou krikke by ons hierso hê nie. Wie van julle het al gehoor die kleinkinders of iemand sê vir julle, gebruik die kierie? Het enige van julle al daai woorde gehoor? Moenie die kierie agterlos nie, gebruik die kierie. Wat sê hulle altyd, hoekom moet mens die kierie gebruik? Vir balans? Vir ondersteuning, sodat ons nie is vir die vallery wat hulle dit mos nou sê. So, die verskil tussen die kierie en die krikke is wat? Die een kom voor die val, die ander een kom na die val. Stem ons saam? Okay, nou ons gaan voordat ons terugkom na die kieries en die krikke toe, gaan ons 'n bietjie praat oor van die dinge wat ons kan doen om voorkomend die liggaam sterk te hou. As ons praat van 'n val en om na die grond toe neer te val, is daar 'n klomp dinge wat gebeur om daai val aan te hit of dit te laat gebeur. Maar dis nie net die kierie wat dit voorkom nie. Daar's eintlik 'n klomp dinge wat kan voorkom dat ons val en ons gaan vanaand so 'n bietjie meer oor dit gesels. Nou, wie van julle ken van load shedding? Wie ken nie load shedding nie? Tannie is heeltemal reg. Dit is regtig waar mos nou maar ons algemene situasie hier in Suid-Afrika. Wat is fout met load shedding? Wat gebeur presies as jy nou vir iemand oorsee moet verduidelik wat is load shedding en hulle verstaan nie die storie nie? Wat gebeur met load shedding?
Die krag gaan af. Met ander woorde, daar's nie elektrisiteit nie. Is ek reg? Nou ons het gisteraand het ons gepraat oor die electricians en ons het gepraat oor die plumbers. Ja, julle onthou ons het so 'n bietjie daaraan geraak. Die een kant is die elektriese werk, die ander kant is die plumbing werk. So ons het vir gisteraand gefokus op die plumbing, ons het so 'n bietjie van die are gepraat en vanaand gaan ons oor die elektrisiteit praat. Want dit het 'n groot impak op die gesondheid nie van ons of nie net in ons liggame in die sin van dat ons nie wil val nie, maar die elektrisiteit is eintlik maar tot 'n mate die beheersentrum. Waar is die elektrisiteit in ons liggaam? As ons nou weet die pype het te doen met die bloed, waar is die elektrisiteit? In die brein. In die brein. So wat is alles deel van daai stelsel? As ons praat van die brein se stelsel of die elektriese stelsel, wat vorm als deel van daai stelsel? Die brein, senuwees. Okay, so ons almal weet dit is nie net wat hier binne in my kop aangaan nie. Daar's verskillende komponente van dit. So ek het my brein en dan het ek my spinaalkoord wat in my rugstring afgaan aan die agterkant en ek het senuwees wat uitgaan en dan daai senuwees se eindpunte is daar senuweepunte of sensortjies. En ons het eintlik verskillendes van dit. So ons gaan nou weer kyk na dit. Dis 'n hele stelsel hierdie. Dis 'n hele stelsel. Onthou julle ons het gepraat van die are, dat dit het bloed wat vloei in die are en dat daai bloed oral in die hele liggaam vloei, né? As ons praat van elektriese stelsel, is dit interessant genoeg baie soortgelyk want dit is nie net in my brein nie. Hierdie hele stelsel met al die senuwees en tot op die senuweepunte gaan ook eintlik maar oral in my liggaam. Dit strek al die pad tot op die vingerpunte en die twintjies en op die vel en oral. En daar is verskillende sensortjies en ek wil vinnig net raak aan dit. So as ons kyk na daai sensortjies en daai hele stelsel, die sensors, die senuwee, die boodskapies en alles tot en met by die brein, is die gesondheid van daai stelsel iets wat weer eens afhang van elke een van hierdie beginsels. Baie keer dan dink 'n mens, hierdie goeters klink te eenvoudig. As mense sê, ja, maar jy moet genoeg water drink en jy moet vars lug kry, dan dink mense, ag, dit is te veel eenvoudig. Is dit nie so nie? Dit klink asof dit, hoe gaan dit my nou regtig gesond maak? Dit is mos nou nie so kragtig soos jy weet, regte egte raad nie. Dit is net water en dit is net suurstof. Maar hierdie beginsels in hierdie rympie som absoluut op dit wat noodsaaklik is vir elke stelsel van my liggaam. Nie net die bloedstelsel nie, maar nou ook die senuweestelsel of die breinstelsel. Wat gebeur met my brein as ek nie suurstof inkry nie, as ek nie genoeg asem inkry nie? Dis sommer net so, dan is hy nie meer lekker nie, né? As ek regtig nie genoeg suurstof kry nie, dan raak ek aan die begin miskien 'n bietjie duiselig en nou raak ek te mekaar. En as ek nog steeds nie suurstof kry nie, dan gaan ek in 'n koma in. Is dit nie so nie? So is suurstof belangrik vir die brein. Ons het gisteraand aan dit geraak, is water belangrik vir my brein. Absoluut belangrik, want soos ons gisteraand 'n bietjie genoem het, die brein is 'n hidroelektriese stelsel. Met ander woorde, die elektrisiteit wat in die brein selletjies aan die gang is, werk eenvoudig glad nie as die brein regtig uitgedroog is of gedehidreerd is nie. So water is van kardinale belang. En die nutriënte wat ek inkry met my kos, my oefening wat ek doen om my bloed te sirkuleer deur my liggaam, elke komponent hier is belangrik vir my brein. Nou kom ons kyk gou so 'n klein bietjie meer na waar kry die brein sy inligting vandaan. Hierdie is 'n vereenvoudigde ding. Ons almal weet dat daar's klomp verskillende faktore, maar hier is 'n paar van die maniere hoe inligting by die brein uitkom. Ons almal weet wat ek aanvat is iets wat ek kan voel, né? Het julle al gevoel hoe voel dit as jy aan ietsie kokend warm raak? Ons almal het 'n idee van hoe dit voel, né? Hoe kom daai inligting by my brein dat ek gebrand het? Want daar's sensortjies in my vel, dit raak aan daai hitte van die warm stoof of wat ook al dit is, en daai inligting deur 'n elektriese senuwees gaan dan vinnig op tot in my spinaalkoord en dan van daar af tot in my brein. Het julle al gesien hoe vinnig beweeg daai inligting na die brein toe? Tannie wys hom perfek so. As ek gebrand het of as ek my hand op die stoof sit, is dit eers moet ek nou wag vir daai brief om afgelewer te word by die brein. Daai boodskapie gaan baie gou deur, né? So vinnig as wat ek my hand baie keer dan trek ek my hand weg voordat ek eintlik nog geregistreer het dat ek het gebrand. Is dit nie so nie? So daai inligting van daai sensortjies gaan verskriklik vinnig, blitsvinnig deur na die brein toe. Ek het sensors op my hand. Het ek net pynsensors op my hand? Wat voel ek nog op my vel? Ek voel temperatuur, so hitte, het ons nou van gepraat. Ek voel koue. Wat voel ek nog?
Ek kan verskillende teksture voel, so as ek aan iets vat, dan weet ek raak aan water, of ek raak aan die mat, of ek raak aan 'n kombers, of iets soos dit, so ek kan teksture voel, ek kan vibrasies voel, so daar's klomp verskillende sensors in die vel wat inligting na die brein toe vat. En al hierdie inligting is inligting wat my brein nodig het, om te weet waar is ek in my omgewing, is ek regop, staan ek skeef, al daai tipe van dinge. Waar het ek nog sensors? Nog inligting wat na die brein toe gaan, 'n maklike een is ons oë, is dit nie so nie? As ek na iets kyk, dan gaan daai inligting na my brein toe. As ek iets hoor, dan is daar sensors en daai inligting van die gehoor gaan in na my brein toe. As ek iets ruik, dit wat ek ruik, gaan ook na my brein toe. Want ek kan in die sitkamer sit en dan kan ek ruik, dit brand op die stoof, is dit nie so nie? So ek het verskillende maniere hoe inligting by my brein inkom. En uit die aard van die saak uit wat ek proe, is ook iets wat na my brein toe gaan. Stem ons almal saam met dit? Nou, met hierdie prentjie, is die fokus van hierdie prentjie nie net om vir ons te laat onthou, dat daar's inligting wat by die brein kan uitkom nie. Maar om so half net in ons agterkoppe te hou, dat oral waar ek dinge kan insit, is 'n plek waar ek goeie inligting kan insit, of ek kan gemors insit. Stem julle saam? Kan ek iets verkeerd proe, wat sleg is vir my brein? Ek praat nou nie net van kos wat sleg is vir my are en vir my ander organe nie. Is daar kos wat ek kan proe, wat ook sleg is vir my brein spesifiek? Dis 'n snaakse vraag, né? Weet julle dat daar is sekere smake, wat die brein so skielik van hou, dat hy sommer net so besluit, maar ek gee nie om of dit gesond is of ongesond is nie, ek wil dit net weer proe. Is dit nie so nie? Hoeveel keer het ons al in ons lewe iets geproe en gesmaak, wat ons naderhand besef, wel ek besef hierdie is nou regtig ongesond vir my, maar dit smaak so lekker, ek gaan nog van dit eet. Is dit nie so nie? So daar is maniere hoe my smaak iets kan wees wat dan misbruik word en omgaan in iets wat skadelik is, afhangende van hoe daai inligting na die brein toe gaan. Is daar dinge wat ek nou kan luister wat skadelik is vir my brein? Daar is, absoluut. Daar is musiek wat nie gesond is vir my om na te luister nie. Daar's musiek wat skadelik is vir my brein. So daar's verskillende bronne van inligting, daar's verskillende maniere om dinge in te sit, en dit is goed vir ons om net bewus te wees van die feit dat dinge wat in die liggaam inkom, nie net deur my mond nie, maar deur hierdie verskillende sensoriese inligting kan of goed wees of dit kan skadelik wees. En dan kom die vraag nou op die einde van die dag, wat is dit wat ons met hierdie inligting wil doen en waar maak dit nou regtig waar saak? So ek wil 'n gedagte met julle deel. Ons gaan van 2 hoofareas in die brein vandag net praat. Hierdie is 2 areas van die brein met 2 verskillende name, en julle hoef nie soseer die name te onthou nie, maar ek moet nou hulle name gebruik, anders te weet julle nie waarvan ek praat nie. So, ons eerste deel van die brein, ek wil hê julle moet sommer julle vingers so sit teenoor julle koppe, tussen julle vingers, as die vingers hierso is, tussen die vingers is die limbiese stelsel. Met ander woorde, reg hierso tussen die ore. Kan julle onthou het, ek weet nie of julle ma's ook vir julle sulke goeders gesê het nie, maar my ma het somtyds as ek 'n snaakse ding gedoen het of 'n bietjie van 'n simpel keuse gemaak het, het my ma vir my gevra, "Is daar nou niks tussen jou ore nie?" Onthou julle daai stelling? Dis iets wat net in Afrikaans is. Ek weet nie of daar is nie so 'n stelling in Engels dink ek nie. Tussen ons ore sit ons brein, maar meer spesifiek hierso tussen my ore sit my limbiese stelsel. Nou hierdie area van die brein het 'n belangrike werk. Hierdie area van die brein is waar daai sensoriese inligting ingaan en my brein moet begin interpreteer wat dit is wat hy nou gevoel het. So wanneer ek aan die warmplaat gevat het, het die sensoriese inligting na my brein toe gegaan. As ek luister na musiek, as ek ietsie lekker proe of wat ook al, dan gaan dit nou na hierdie area van die brein toe. En wat hierdie area van die brein se fokus is en sy hoofdoel is om my terug te bring na wat die lekkerste is, as ek dit so kan sê. Nou julle moet net vasbyt, julle sal nou beter verstaan wat ek probeer verduidelik. Hierdie area van die brein se enigste doel is om my van die ongemaklike af terug te bring na die gemaklike toe. Met ander woorde, sê maar ek staan nou hierso en ek besef maar ek kry nou koud. En ek besef naderhand maar ek kry nou verskriklik koud en is regtig koud. Dis daai area van die brein, dis die limbiese stelsel wat daai sensoriese inligting interpreteer en besef maar ek kry nou verskriklik koud. En daai area van die brein is wat dan my sal motiveer om wat te doen omtrent dit. Om 'n baadjie aan te trek. Is dit nie so nie? Is dit 'n goeie ding?
Natuurlik, dis 'n goeie ding. Ek het daai area van die brein nodig. En ons gaan nou praat oor waar die area van die brein bietjie moeilikheid maak, maar dit is 'n goeie ding in sigself. Die Here het dit daar ingebou vir 'n goeie rede, want ek moet bewus wees as ek in gevaar is. Is dit nie so nie? Is dit sleg as ek hoor of as ek bewus is van die feit dat ek koud is? Nee, ek moet weet ek is koud sodat ek 'n aksie kan neem om van die ongemaklike koue toestand te kom terug na gemaklik warm genoeg. Is dit nie so nie? Alright. Dis dieselfde area van die brein wat vir my bewus maak van die feit dat ek honger is. So, daar's inligting, die sensoriese inligting van die maag gaan na daai area van die brein toe. Ek besef ek is honger en daai area van die brein motiveer my om wat te doen? Om iets te gaan eet. Okay. Maar dis ook dieselfde area van die brein wat vir my sê, maar ek is nou lus vir chocolates. Is dit okay dat ek bewus is van daai lusgevoel? Dis nie die einde van die wêreld nie. Maar wat gebeur as ek dan elke keer vir die brein luister as daai area van die brein vir my sê, maar ek hou van chocolates. Ek is nou lus vir chocolates. Sê maar, dan moet ek nog gehoorsaam wees, presies. Alright, so kom ons geraak aan daai gedagte. Daai area van die brein wil my gelukkig hou. Dis mos 'n gelukkige prentjie, is dit nie so nie? En daai area van die brein is die beste om te vergelyk met hoe 'n kind is. Kinders is mos maar gelukkig. Hulle het baie keer bietjie van hulle nikke, maar hulle is gelukkig en hulle is dit nie lekker om 'n kind se glimlag te sien nie? Hierdie area van die brein wil gelukkig wees en hy wil gemaklik wees. So as ek koud is, wil hy hê ek moet warm aantrek. As ek honger is, wil hy hê ek moet eet. Dis alles goed, né? Maar hierdie area van die brein wil ook baie keer dinge hê wat hy nie noodwendig moet hê nie. So hy wil net gelukkig wees. En is hy gelukkig as hy proe hoe lekker is 'n roomys? Natuurlik, 'n kind is gelukkig as hy proe hoe lekker is 'n roomys. Maar wat maak 'n kind as hy nie sy roomys kry nie? Wie van julle het al so 'n kind gesien? Ons almal het al so 'n kind gesien. Is dit dieselfde gelukkige prentjie? Hierdie area van die brein het net een fokus en dit is ek wil hê wat ek wil hê om terug by gemaklik te kom en om terug by gelukkig te kom. En as hierdie area van die brein lus is of iets wil hê wat goed is dit nie 'n krisis nie, maar dis ook die area van die brein wat baie keer iets wil hê wat nie noodwendig goed is nie. Want dit proe lekker of dit voel lekker. So met ander woorde, as ek nou iemand in die dorp sien en ek voel aangetrokke tot daai persoon, is dit hierdie area van my brein wat sê dis 'n mooi man. Maar hierdie area van die brein het nie die vermoë om te evalueer dis nie my man nie. Maak dit sin? Die area van die brein kan weet 'n roomys proe lekker, maar daai area van die brein het geen vermoë om te bepaal of die roomys goed of sleg is nie. Maak dit sin? En dit is hoekom ek hierdie area van die brein die kindbrein noem. Dit is hoekom ek hou daarvan om daai area van die brein die kind te noem, want 'n kind het die vermoë om te weet wat hy voor lus is, maar hy het nie altyd die vermoë om te weet of dit nou die regte tyd is of die regte plek is en of dit regtig goed is nie. Maak dit sin? Ek wil net beklemtoon hier, is dit goed vir hierdie area van die brein om my te laat weet as ek koud kry? Dit is goed. Moet ek onmiddellik luister vir daai boodskap? Dit hang af. Want sê maar nou net ons dink aan die ander kant. Is okay as ek 'n trui moet aantrek wanneer ek koud kry, maar sê maar nou net hierdie deel van die brein interpreteer dat ek nou verskriklik warm kry. En ek kry vreeslik warm en ek kry ongelooflik warm. En hierdie area van die brein sê vir my, trek nou uit. Trek uit en trek uit. As ek onmiddellik reageer op dit, wat sit ek dan mee? 'n Groot probleem, is dit nie so nie? So, hierdie kinddeel van die brein is daar om my te laat weet wat is ongemaklik en waarvoor ek lus is. Maar wat is die goue reël van enige gelukkige huisgesin? Die kind moenie die baas wees nie. Stem ons almal saam met dit? Ek sê dit nie sarkasties nie vir ons kinders hierso. Ons sê dit met die grootste liefde vir julle. Dis nie om snaaks te wees nie, maar kinders moenie die baas wees nie. Stem julle saam? 'n Gelukkige huis is 'n huis waar die kind in die regte verhouding is met die ouer. Stem ons saam? Wat gebeur as ek vir 'n kind elke keer gee wat hy voorvra as hy 'n tantrum gooi? Ek sien daar's ervare mense wat so maak. Dis 'n nagmerrie, is dit nie so nie? En mens kan dit optel. As jy in die winkel loop en daar's 'n kind wat skielik 'n tantrum gooi op die vloer en die volgende oomblik sê die mamma, "Oké, vat dan nou maar die sweetie." Wat maak ons as ons dit sien?
Doen julle nie ook dit nie? As ek sien ouers doen dit, dan kry ek sommer dan kry ek vir hulle part seer, want ek weet, as daai kind nou kry wat hy vra voor, gaan hy volgende keer op dieselfde manier vra. Is dit nie so nie? Hierdie deel van die brein is presies dieselfde. As hierdie deel van die brein elke keer kry wat hy voor vra, sit ons met 'n groot probleem. En dit is die deel van die brein wat vir my sê, ek soek nou chocolates. Ek is nou lus vir 'n koekie. Ek is nou lus vir hierdie stuk van wat ook al. En elke keer as ek ingee vir dit, dan maak ek daai deel van die brein sterker en sterker en sterker en ek maak daai deel van die brein die baas van die huis. Maak dit sin? So wat is die antwoord van dit? Ons wil daai deel van die brein in die regte verhouding kry met die ouer. Maar daai limbiese stelsel het nie die ouerskap vermoë nie. Daai deel van die brein kan nie risiko's bepaal nie. So waar is die deel van die brein wat dit eintlik dan kan doen? Hierdie limbiese stelsel fokus op, ek het kos nodig, ek het gemaklike temperatuur nodig, ek is bang in 'n situasie, so dis die deel van die brein wat vir my sê, daar's iets waarvoor ek bang is, ek moet nou hardloop. Dis die deel van my brein wat die aantrekkingskrag ervaar na 'n ander persoon toe. Al daai tipe van dinge is in hierdie breindeel en dit is nie sleg dat die Here dit daar ingebou het nie, maar daai deel van die brein moet die finale keuse maak nie. Dit is eintlik maar die punt van die saak. My kind kan vir my kom sê sy's honger, maar ek as ouer moet besluit, is dit etenstyd of is dit nie? Is dit nie so nie? So daai verhouding moet reg wees. Die ander deel van die brein wat ons vinnig op wil fokus, is die ouer deel van die brein, as mens dit nou so kan stel. Hierdie ouer is die frontale lob. Hy sit net hier voor. En ek wil hê julle moet sommer julle hande so oor die frontale lob sit, dat julle dit onthou. Hier tussen die ore was die limbiese stelsel, dis die kind, en die frontale lob sit hier bo. Hy sit hoër. Sien julle dit? Die limbiese stelsel sit hierso, die deel sit hierso. So hy sit hoër, want hy moet in beheer wees. En hy moet in beheer bly. Maar, as die frontale lob nie in beheer is nie, wat gebeur as jy 'n kind, klomp kinders in 'n skool klaskamer het en die juffrou gaan gou-gou uit en sy bly vir 'n halfuur weg? Wat gebeur in daai klaskamer? Vir een of ander rede lyk dit my dis landwyd die geval, want almal antwoord altyd op daai vraag op dieselfde manier. Dis chaos, is dit nie so nie? As daar nie 'n ouer daar is nie, as daar nie 'n juffrou is nie, as daar nie leierskap daar is nie, dan is die kinders in chaos. Stem ons saam met dit? As die frontale lob nie in beheer is nie, dan neem die limbiese stelsel oor. En ek wil dit duidelik genoeg maak dat ons almal weet wat dan gebeur. Dit is chaos. Want as die frontale lob nie daar is nie, is daar geen hoër berekeninge nie. Die funksie van die frontale lob is hoër berekeninge, wiskundige berekeninge, risikobepaling. As ek nou 180 km/h ry hier in die pad af, net hier so naby. Wie is in beheer? Die limbiese stelsel of die frontale lob? Is die limbiese stelsel. Hy sê ons is nou lus vir jag, kom ons ry. Maar die limbiese stelsel kan nie risiko bepaal nie. Dis die frontale lob wat risiko kan bepaal en besef, maar ek gaan in 'n ongeluk kom, of hierdie kar wat hier voor my is, kom nou bitter vinnig nader. Dit is die deel van die brein wat daai berekeninge moet doen. Dit is die frontale lob wat besef, ek kry nou warm, maar ek kan nie nou my klere uittrek nie, ek is nou nie by die huis nie. Maak dit sin? So die frontale lob moet die ouer wees, die limbiese stelsel moet die kind bly. Die inligting wat die limbiese stelsel vir my deurgee, ek voel honger, ek voel dors, ek is koud, ek is warm. Daai inligting is goed vir my om van bewus te wees, maar ek hoef nie altyd op dit te reageer nie. My frontale lob moet bepaal, is dit nou die regte tyd? Is dit die regte tyd om aan te trek? Is dit die regte tyd om uit te trek? Is dit die regte tyd om te eet? Daai area van die brein is wat al daai inligting bymekaar moet sit en die finale keuse moet maak. Nou, hoekom noem ek dit almal vir ons? Ons het gisterand het ons 'n bietjie gesels oor Alzheimer. Ons het gepraat oor Alzheimer en demensie as een van die dinge wat mens miskien vreesagtig voor is. Ons wil nie daarby uitkom dat mens voel jou brein werk nie meer soos wat hy moet nie. Een van die groot risikofaktore wat bydra tot Alzheimer en demensie is wanneer daar ook 'n wanverhouding is in hierdie situasie. En daar's verskillende maniere hoe dit bydra. Onder andere, as ek my lewe lank my limbiese stelsel toelaat om in beheer te wees en ek eet wat ook al ek voor lus is en ek eet wat ongesond is en ek doen nie alles wat gesond is nie en ek luister na musiek wat skadelik is en ek doen goeders wat nie vir my goed is nie, gaan dit my liggaam affekteer? Dit gaan mos, nie? Maar boonbehalwe dit,
as daai verhouding nie reg is nie, as my frontale lob nie in beheer bly nie, dan is daar ook nie risikobepaling nie. So dan gaan ek al hoe meer begin om gevaarlike dinge in my lewe toe te laat, wat sleg is vir my, wat afbreek aan my gesondheid, en ek besef nie, dit doen skade aan die onderliggende kant nie. En dan op die einde van die dag, dan dink ons almal, maar dit is 'n groot verrassing as iets fout gaan. Is dit nie so nie? Maar dit is stappies wat oor tyd gebeur. Die ander rede hoekom hierdie area van die brein so belangrik is omdat dit die hoofarea van die brein is waar die Here met my kan praat. Dit is die area van my brein wat gebed kan of in gebed kan intree. Dis die area van my brein waar ek geestelike dinge kan ervaar en waar ek goeie keuses kan maak. Dit is ook waar die Here my kan beïnvloed. En die rede hoekom ek dit sê, dit is nou iets wat mense baie keer vir my vra, maar hoe weet jy dit? Want daar's mos nie 'n plekkie in die brein wat daar so etiket op staan, dis die gebedshoekie wat daar staan nie. Hoe weet ons dat dit die area is wat met ons geestelikheid te doen het? Ons weet dit wanneer mense breinbeserings gehad het. As hulle breinbeserings gehad het, of dit nou 'n beroerte was, en of dit 'n karongeluk was, of iets soos dit, waar daar 'n area van die brein is wat daadwerklik seer gekry het, het ons basies onmiddellike veranderinge wat plaasvind, wat help om te bepaal wat daai area van die brein gedoen het. So byvoorbeeld, as daar nou 'n groot area van hierdie deel van my brein is wat skade gekry het met 'n karongeluk wat hulle miskien met 'n operasie moes uitgehaal het, wat ons amper onmiddellik sal sien direk na daai operasie, is dat die persoon se persoonlikheid verander. Miskien iemand wat voorheen glad nie gevloek het nie, sal skielik begin om te vloek, of iemand wat voorheen baie goeie keuses gemaak het, sal nou baie hoë risiko keuses maak, of hulle sal begin jaag, of hulle sal veg, of hulle sal heeltyd wil beklei, of iets soos dit. Hoekom? Want as hierdie deel van die brein nie funksioneer nie, watter deel neem oor? Die limbiese stelsel neem oor. Die kind neem oor. Ons wil hierdie deel van die brein ten alle kostes beskerm, want dit is die area waar ek oordeelkundig kan dink. Dis die deel waar ek soos 'n volwassene kan redeneer. Dit maak sin, nie? Nou is die volgende vraag wat ons moet antwoord, wat is daar wat alles skade doen aan daai area van die brein? Ons het nou 'n voorbeeld genoem van byvoorbeeld iemand wat daai area se funksie verloor as gevolg van 'n karongeluk. Wie van julle weet van ander dinge wat spesifiek die frontale lob swak maak? Enige gedagtes? Alkohol is 'n baie groot een. Alkohol is 'n groot een en ons sien dit amper elke keer as mense regtig of hoeveelheid van alkohol ingeneem word. Wat gebeur met iemand wat drink? Hulle verloor hulle vermoë om risikobepaling te doen. Hulle sal makliker jaag, hulle sal makliker vloek, hulle sal makliker beklei, hulle sal meer losbandig wees. Al daai eienskappe is goeders wat vir ons in die rigting wys van die limbiese stelsel wat oorneem. Stem ons saam met dit? So die frontale lob kan erg geaffekteer word deur alkohol. Maar wat nog? Verskillende dwelms, absoluut. Meeste dwelms doen dit. Maar nou hier is 'n moeilike vraag. Is dit net onwettige dwelms wat die frontale lob affekteer? Baie medikasies. Baie medikasies. En enige medikasie, en ek is seker jy sal kan beamoen dat medikasies waar die voubiljet sê dit is iets wat die CNS, hulle skryf baie keer CNS, Central Nervous System, 'n medikasie wat die CNS affekteer, gaan die frontale lob tot 'n mate affekteer. Dit is nou veralgemening, maar dit is baie keer die geval. Pynmedikasies, goeders soos morfine, tramadol, daai tipe van goeders, verdowingsmiddels, baie medikasies vir slaappilletjies, het 'n direkte impak op die frontale lob, en mense sal dit vir ons sê. Dis nie iets wat moeilik is om te bepaal nie. Mense sal uit die aard van die saak vir jou sê, as ek my slaappilletjie in het, dan kan ek voel, ek kan nie meer lekker goeie keuses maak nie. Het julle dit al gehoor, mense sê dit? Dan is daar medikasies byvoorbeeld soos die psigiatriese medikasies of ook medikasies vir angs en depressie. Dis alles goeders wat ons brein affekteer en tot 'n groot mate die frontale lob affekteer. So dit is goeders om in gedagte te hou, en dis deel van hoekom, dis seker maar waar ons inspirasie vandaan kom, om mense soveel as moontlik inligting te gee van hoe om minder en minder medikasies nodig te kry, want ons wil die frontale lob so skerp as moontlik hou. Soveel as wat ons moontlik kan. Wat sal nog die frontale lob affekteer? Julle het alkohol genoem, ons het dwelms genoem, ons het bietjie van medikasie gepraat. Daar's 'n dwelm wat ons in ons samelewing suiker. Wie van ons weet dit is 'n dwelm? Weet julle suiker is 'n dwelm? Suiker affekteer die frontale lob direk, en die limbiese stelsel raak net so verslaaf aan suiker. As ek goeders inneem met suiker op 'n relatiewe gereelde basis, is dit die limbiese stelsel wat aanhoudend vir my daai boodskapies gee van ek soek nog, dit moet soeter proe. As mense
by mens ietsie vat en hulle hap hom so en hulle sê, "Oeh, nee, dit is nie soet genoeg nie. Dis die limbiese stelsel wat praat." Is suiker enigstens voordelig vir ons liggame? Hy is nie. En ons gaan môre so 'n bietjie meer daaroor gesels, maar suiker het nie 'n voordeel in vir die liggaam nie. En tog is dit iets wat ons meer en meer van soek. Hoekom? Dis die limbiese stelsel. Maar as my frontale lob lekker helder dink en oop dink, dan kan ek vir myself 'n oordeelkundige keuse maak om te sê ek wil minder van dit gebruik want ek weet dis nie gesond nie. Maak dit sin? Ons het nou nog van musiek gepraat. Weet julle dat daar is musiekforme wat die frontale lob binne 10 tot 15 sekondes kan verdoof, laat hy letterlik amper soos asof hy aan die slaap is. Musiek is 'n groot faktor. En ek dink ek praat hier met 'n generasie wat dit dalk nie so groot probleem is nie, maar veral met die jonger mense, daai musieke met baie dromme, met baie ritmes en sulke goeters, het 'n direkte impak op die frontale lob en dit onderdruk die frontale lob. En wie neem oor as die juffrou uit die klaskamer is? Die kinders neem oor, die limbiese stelsel neem dan onmiddellik oor. So daar's 'n klomp faktore wat hierdie deel van die brein negatief kan beïnvloed. Gedagte. Absoluut. Slaap het 'n massiewe groot impak op die frontale lob. En daar's baie studies wat dit bewys, maar ek dink mense hoef nie eens na die studies te gaan kyk eintlik nie. Ek dink almal van ons weet, as ek 'n baie slegte nag van slaap gehad het, kan ek die volgende dag lekker helder dink. Kan ek oordeelkundig wees die volgende dag as iemand my kwaad maak? Kan ek my emosies beheer as ek regtig sleg geslaap het? Uitbarstings is bietjie makliker, nee, dis makliker om geïrriteerd te raak, dis makliker om op die kinders bietjie te skreeu en so as ek 'n baie slegte nag van slaap gehad het. Hoekom? Want dit affekteer my frontale lob. Hy kan nie lekker funksioneer as ek nie genoeg geslaap het nie. Wat is daar nog wat die frontale lob skade kan doen? Absoluut. TV kyk, maar ek sal hom verder vat as dit. Skerms oor die algemeen. Daar is nou al so baie studies wat wys dat as mens baie tyd spandeer om na 'n skermpie te kyk, en ek weet ek praat hier direk met myself want al ons werk is op 'n skerm. Ons kry vrae wat gestuur word op WhatsApp of op die foon. So ek is heeldag op my foon besig om pasiënte te antwoord en inligting vir hulle deur te stuur. En dit is iets wat nie goed is vir ons brein nie. Dit is nie goed om heeltyd op 'n skermpie te kyk nie. Daar's verskillende meganismes hoe dit werk, maar selfs net daai ligte en die ander stimulasie wat daarvandaan kom, is nie gesond vir ons brein nie. Die inligting wat ons dan nou kyk is nog verder iets wat gevaarlik kan wees. Dit wat op TV vir ons deurgegee word, dit wat op die movies en op TV-programme vir ons deurgegee word. Ek gaan nou vir julle 'n stelling gee wat miskien klink asof ek oordryf, maar as mens navorsing in hierdie area doen, sal julle gaan sien, dit is 'n bevestigde feit, dat TV-programme is nie per toeval iets wat jou frontale lob affekteer nie. Dit is spesiaal ontwerp om die frontale lob te onderdruk. Hoekom? Want as die limbiese stelsel aktief is, dan is ek nie so oordeelkundig nie, so dan spandeer ek makliker geld. Ek koop meer, ek gee meer uit, ek eet meer, en dit is wat geld maak in die samelewing, is dit nie so nie? So baie advertensies en baie TV-programme is spesiaal ontwerp om die frontale lob te onderdruk. Hoekom wil die mense die frontale lob onderdruk van 'n kind, onder andere? Het julle al ooit gesien dat 'n advertensie so goed werk, soos 'n kind wat in jou huis vir jou sê, "Mamma, please kan ons dit kry? Mamma, asseblief kan ons dit kry? Mamma, kan ons dit kry?" Is dit nie so nie? As 'n kind kom karm, dan is mens geneig om in te gee. So TV-programme vir kinders is weer eens geteiken om die frontale lob te onderdruk en om daai area van die brein te stimuleer wat net wil hê en wat nie oordeelkundig oor dit dink nie. Maak dit sin? Ek weet ons praat nou so 'n bietjie miskien in baie detail, maar sien julle hoe belangrik dit is vir ons om doelbewus mooi te soek, wat is dit wat ek in my omgewing wil toelaat? Wat is dit wat ek in my brein wil toelaat? Wat is dit wat ek wil hê moet in my liggaam inkom? Dit het 'n direkte impak op my brein en op my funksionering. Maar nou is die volgende vraag wat daarbey aansluit. Hoe kom dit terug na ons oorspronklike titel van Kieries en Krikke? As ek my gesondheid wil oppas, moet ek wag totdat ek siek is voordat ek iets omtrent dit doen. Dis nie die ideaal nie, nê? Ek wil iets daaraan doen so vroeg as wat ek moontlik kan en dit is ideaal gesproke voordat ek nog siek is. Nou met dieselfde geld wil ek my brein oppas nog voordat ek gesien het daar's probleme. Dis die beste tyd om te begin. Dit sê nou nie wel dat dit is baie keer te laat nie, dis nooit te laat om iets daaraan te doen nie. Maar ek wil my brein so vroeg as wat ek kan, so gou as wat ek moontlik kan begin oppas. So ek wil eintlik ideaal gesproke my kinders se brein al begin oppas en reg deur my hele lewe wil ek my brein oppas. Maar waar ons nou almal hierso vandag sit, is ons almal op verskillende ouderdomme. Ons het
Ek dink ons jongste is 9 en ek sal nie vra wie is die oudste nie, dis okay, julle hoef nie te sê nie. Die feit van die saak is daar iemand hier wat nie 'n gesonde brein wil hê nie? Niemand nie. Hier is die gedagte wat ons moet saamvat. Elke liewe ding wat in my liggaam ingaan, moet ek seker wees is iets wat goed is vir my en wat nie sleg is vir my nie. En hierdie sensortjies wat ek gebruik, wat ek na luister, wat ek kyk na, al daai dinge wil ek seker maak dit doen goed vir my brein. Maar nou gaan ek raak aan een laaste gedagte en dis nou hier waar ek nou moet oppas en miskien so 3 tree terug staan want hier is waar die mense my gewoonlik met 'n iets wil gooi. Ons het nog een ding wat ons moet noem wat die brein baie sterk affekteer wat ons nog nie heeltemal aangeraak het nie. Kan een van julle dit nie net sê nie, dan hoef ek dit nie te sê nie. Dan is eintlik reg. Ek kan hom miskien bysit op ons lysie, maar emosies het 'n baie groot impak. Dan noem dat as ek kwaad word, dan affekteer dit my brein negatief. Absoluut. As ek my liggaam, as ek toegee tot daai emosies. Onthou dis die limbiese stelsel wat daai emosies opwek. Dis die limbiese stelsel wat sê, "Jog, ek kan nie glo daai persoon het nou dit en dit aan my gedoen nie. Nou is ek sommer kwaad daaroor." En as ek daai gevoelens baie aandag gee en ek laat toe dat dit groei, dan doen dit skade aan my liggaam op klomp verskillende maniere. So dan is heeltemal reg. Maar daar's nog iets wat ons oor die algemeen in ons samelewing baie gemaklik mee geraak het, wat mense nie van besef nie, en dit is kafeïne. Kafeïne is een van die goeders wat nie op die sensorvlak in terme van wat ek voel en wat ek ruik noodwendig al daai inligting invat nie, maar kafeïne word deur my bloedstroom ingeneem en dan het dit 'n spesiale aksie wat meeste mense nie van bewus is nie. Wie van julle het al ooit gehoor van die aksie wat kafeïne op my liggaam het en spesifiek op my brein het? Enige gedagtes? Hy hou jou wakker en dit is die een wat die meeste geadverteer word. Is dit nie so nie? Waar is die kafeïne maklik beskikbaar? In die energiedrankies en die wie van julle het al Red Bull gedrink? Ek is baie bly om dit te hoor. Red Bull en kafeïne en koppies koffie en al daai goeders word geadverteer dat dit is iets wat ons wakker hou. Hou hy ons wakker? Kom ons vra daai vraag eers. Hou hy ons wakker? Hy kan jou laat vlieg as jy Red Bull drink. Ja, dit laat jou verseker so voel partykeer. Ek moet sê ek het dit nog nie geproe nie, waarvoor ek baie dankbaar is. Maar hy laat mens verseker en mense sê dit. Hulle sê ek kry onmiddellik energie. Wie van julle het al gevoel dat as jy 'n koppie koffie in het, dan voel jy sommer wakkerder? Ons almal voel dit, nê? Hoe lank hou daai gevoel van dat ek skielik wakkerder voel na 'n koppie koffie? Hy hou nie baie lank nie, nê? Daar's 'n beskrywing wat ek eendag gelees het van kafeïne wat vir my so mooi was. Dit het so mooi saamgevat. Hierdie beskrywing het gesê, kafeïne laat my energie leen wat nie eintlik beskikbaar is nie. Dis 'n snaakse manier om dit te beskryf. Die ander manier om dit te beskryf is kafeïne leen van my toekomstige energie terwyl dit nog nie nou eintlik beskikbaar is in my liggaam nie. En wat gebeur as ek energie gebruik wat ek nie eintlik het nie? Dan gaan ek nog moer voel aan die einde, is dit nie so nie? So die een ding wat gebeur met kafeïne is dat hy my tydelik bietjie wakkerder laat voel, maar dan laat hy my baie moer voel, want in daai tyd wat hy my bietjie wakkerder laat voel het ek eintlik energie gebruik wat ek glad nie tot my beskikking het nie. Dis 'n een moontlikheid. Maar die ander ding wat mense nie besef nie, is dat kafeïne die bloedsomloop deur my brein afbring en kan sny met tot 40-50% vir 1 koppie koffie. Nou ons het al baie gepraat, ons het gisterand gepraat oor die bloedsomloop en hoe belangrik dit is. Onthou julle daai Bybelversie, die lewe is in die bloed. Hoe ongelooflik belangrik dit nie is nie. Hoekom? Want die bloed het die suurstof en die nutriënte en die energiemiddels, of dit nou die suiker is of, en as ek nou suiker sê, praat ek van die goeie koolhidrate wat in ons liggame moet wees. Al die vitamiene, al daai noodsaaklike dinge is in die bloed. Daai bloed moet by die brein uitkom. Die brein kan nie funksioneer sonder daai bloed wat daar deurgaan nie. En een enkele koppie kafeïne of koppie koffie met kafeïne, gewone hoeveelheid kafeïne in, kan daai bloedsomloop deur die brein afbring met 40-50%. Hoe gebeur dit? Het julle al gevoel as jy 'n koppie koffie drink, dan klop jou hart so klein bietjie vinniger? Dit gebeur nie met almal nie, maar party mense is bewus van die feit dat die hartklop 'n bietjie kan opgaan. Binne ongeveer 45 minute nadat ek 'n koppie koffie gedrink het, dan trek die aartjies in my brein 'n bietjie toer. Toer, tot en met die punt dat die bloedsomloop deur die brein swakker is. Soos ek sê, tot 40-50% minder bloed wat deur die brein vloei.
Nou ek weet nie van julle nie, kan julle vir my julle hande opsteek, wie van julle dink dat julle brein gaan goed doen as daar helfte van die bloedsirkulasie is as wat daar gewoonlik moet wees? Enige hande wat opgaan. Ek dink daar is 'n bevolking in die land dat net so bietjie van hulle breinkrag gebruik so dit baie beter is. Maar oom, ek is nou van die bevolking wat blond is, nie? En ek moet eerlikwaar sê, ek kan nie bekostig om 40% van my brein se bloedsirkulasie te verloor nie. Dit is 'n nagmerrie. En ek weet dit is iets wat baie keer vir mens klink asof dit onwerklik kan wees, maar ek wil kortliks met julle deel hoe het hulle dit getoets. Hulle het dit getoets met MRI scan. Wie van julle weet wat 'n MRI is? Dis 'n baie goeie scan waar hulle letterlik die bloedsomloop deur die brein kan toets. Hulle kan sien watter dele van die brein is aktief. Hulle het dit bevestig met MRI scans. Hulle het toetse gedoen op verskillende mense, onder andere byvoorbeeld professionele tiksters. Julle ken 'n tikster wat letterlik vir hulle lewe inkomste tik hulle. Hulle kan goed tik. Hulle het dit getoets dat hulle vir daai tiksters 1 of 2 koppies koffie ingee. En na die koppies koffie tik hulle nog net so vinnig, maar hulle maak al hoe meer foute. Nou wie van ons wil graag hê dat ons brein moet wakker wees, maar baie meer foute maak? Klink dit soos 'n goeie situasie? As ek goeie keuses wil maak in die lewe, as ek wil nee kan sê vir goed wat sleg is, as ek goeie selfbeheersing wil hê, is dit die ideaal om dan swakker bloedsirkulasie deur my brein te hê? As ek seker wil maak my brein, onthou ons praat nou van die brein, maar ons praat van die hele senuweestelsel, wat ook gaan na die senuwees toe, wat na my arms en my bene en alles toe gaan. As ek wil seker maak dat my senuweestelsel kan my hele liggaam goed beheer, sodat ek goed kan loop en ek val nie en al daai dinge, wil ek hê die bloedsirkulasie deur my brein moet optimaal wees? Wil ek die frontale lob wat ons nou van gepraat het, daai frontale lob wat al daai belangrike funksies het. Ek kom nou om. Al daai belangrike funksies wat ons van gepraat het, van risikobepaling en goed mooi uitwerk en om die Here se stem te kan hoor, wil ek daai area van die brein inkort met sy bloedsirkulasie. Is nogal 'n gevaarlike ding wat kan gebeur, is dit nie so nie? So ek los daai gedagte by julle en ek weet dit is iets wat nie 'n lekker ding is om te hoor nie. Toe ons vir die eerste keer van dit geleer het, was dit maar 'n bitterpil om te sluk. Ek kan eerlik sê toe ek vir Adrian die eerste keer vertel het van die studies wat ek ontdek het, was hy glad nie beïndruk met my voorstel dat ons moet ophou koffie drink nie. Hy was redelik omgeëlle, as ek dit nou maar in mooi woorde kan sê, toe ek dit voorgestel het. En toe het ek maar hom gelos, toe sê ek nie, maar jy maak maar jou eie keuses en ek het net vir hom die studies gedeel en ek het vir hom gesê wat ek gevind het, hoe groot impak hierdie kafeïne op mense lewe kan hê. En hoe meer ek daaraan gedink het, hoe meer besef ek, jog, maar dis eintlik nog 'n interessante gevaarlike ding. Want waar is die plekke waar daar die meeste koffie gedrink word? By werke waar mense eintlik probeer om oordeelkundig te dink, waar nog? As hulle studeer. Ek het klomp koffie gedrink toe ek gestudeer het. Min wetend dat ek heeltyd my brein se funksie eintlik onderdruk het met daai kafeïne. Waar nog? Eerste ding in die oggend is mense aan die gang met die koffie, maar waar is daai koffie nog so bietjie sterker? In die kar. Is dit nie so nie? As mense lang paaie bestuur en hulle wil wakker bly. Nou, wie van julle wil graag op 'n pad wees waar die meeste ander bestuurders wat op die pad is, se bloedsirkulasie deur die brein 50% minder is as wat dit moet wees? Klink dit lekker? Wonder ons hoekom is daar so baie karongelukke? Want onthou daai persoon is wakker, maar sy reflekse en sy hoër risikobepaling en sy selfbeheersing om nie te vinnig te ry nie, is gesny met 50%. Dis nogal 'n gevaarlike ding. Waar's die ander plek waar die koffie die meeste gebruik word? Restaurante, ja, maar in 'n restaurant sal mense bietjie dan 'n bietjie beperk wees deur die beursie, is dit nie so nie? Jog, dan ek hoop nie 'n aftreeoord is waar dit die meeste gedrink word nie. Een van die plekke waar koffie die meeste gedrink word, en ek kan dit uit ervaring bevestig, is die teekamers in teaters. Waar klomp dokters probeer wakker bly. In 'n teater waar die dokters, die chirurge veral, een na die ander operasie doen. Tussen elke operasie gaan hulle terug na die teekamer toe en hulle betaal nie vir koffie nie, daar's baie keer is daar masjiene wat verniet koffie verskaf daarso. Wie van julle wil graag 'n operasie hê wat gedoen word deur 'n dokter met minder as halfte van sy bloedsirkulasie wat deur sy brein gaan? Enige vrywilligers? En dit is presies wat gebeur. Dit is areas waar koffie in ongelooflike hoeveelhede gedrink word.
Onthou hulle is haastig as hulle daar ingaan. Hulle het net 'n kort breek, so hulle drink nie eers 'n flou koppie koffie nie, hulle drink die sterkste koppie koffie wat hulle kan inkry. Die gedagte vir ons om te onthou is dat elke keuse wat ek maak, elke ding wat ek insit in my liggaam, gaan my brein of helderder maak, beter laat funksioneer, of dit kan skade doen en my breinfunksie onderdruk. En nou gaan ons vinnig afsluit met 'n vraag. Kom ons vra eers dan. As ons gewoond, want ek is gewoond my hele lewe lank om my koppie koffie in die oggend te drink, gaan dit nie meer skade doen as ek dit nou los nie. Oom vra 'n vraag wat ek al baie keer gekry het en ek moet sê ek verstaan die bekommernis daar agter. Maar dit is amper dieselfde soos as 'n kind nou vir my sê hulle het nou elke dag vir 'n lang tyd het hulle nou so 'n bietjie handy gedrink. Nou is hulle bang as hulle dit los gaan hulle seker word. As iets gif is, oom, is dit gif en as dit skade doen, is dit skade. Om dit te los is die beste plan. En dit is waar vir enige gifstof, nie net vir kafeïne nie, maar vir suiker en alle ander gifstowwe ook. Hoe gouer mens dit los, hoe beter is dit. Dit is bitter swaar. Dit is bitter swaar. Dit maak 'n oorlog in 'n huisgesin. Ek sal nou nie dit hardop sê nie, maar dit kan nogal oorlog maak in 'n huisgesin as mens nou hierdie gedagtes begin deel. So ek besef dit heeltemal. Maar dit is iets om bewus van te wees. En oom noem 'n belangrike punt daar, as ek 'n gifstof gereeld gebruik het, en ek sê nou gifstof, ek weet, dit is 'n sterk woord, maar enige ding wat ons inneem wat nie goed is vir ons nie, is tot 'n mate 'n gifstof vir die liggaam. En as ek iets moet begin ophou gebruik, is daar verskillende maniere ons dit kan doen, maar die eerste stap is om bewus te wees van die skade wat dit kan doen, en die volgende stap is om te sê, wel, ek gaan kyk of ek dit al bietjie minder kan begin maak. Maar hoe gouer 'n mens 'n gifstof kan uitskakel, hoe beter. Ons moet in gedagte hou dat daar nog een laaste ding is, wat 'n groot impak het op die brein. En ons gaan ons aand afsluit deur om vinnig te loer na hierdie spesifieke konsep, want dit is 'n bietjie meer van 'n praktiese gedagte, en ek wil nie met die koffie gedagte afeindig nie, want dan gaan julle almal my vuil kyker gee terwyl julle uitloop. So ek wil net vir julle 'n paar goedjies wys wat julle miskien nie so kwaai oor gaan wees nie. Ekskuus, ek gryp die stoel hierso. Ek wonder of daar iemand is wat, ek weet nie of ek een van die kinders moet vra en of ek 'n ander vrywilliger het wat net vinnig saam met my hier kan kom sit nie. Ek gaan vir julle. Ekskuus? Ek weet nie of dit 'n dis reg, is ideaal dan. Kom. Dis van al die oefeninge wat ek doen. Tannie kan op daai stoel sit. Nou ek gaan sit, so dan gaan julle my nie mooi kan sien nie, so laat ek net eers klaar praat. Dis absoluut ideaal Tannie, want ek het ook seerknieë, so dan kan ons nou baie selektief wees met wat ons nou hierso voordoen. Van al die suiker wat in die brood wat hier sit. O. Maar Tannie se frontale lob werk goed, want Tannie kan dit nou ervaar en bewus wees van. Ek wil afeindig om 'n vinnige paar gedagtes te gee van die dinge wat ons kan doen. Ons wil nie afeindig met net wat ons nie moet doen nie, ons wil so 'n bietjie fokus op wat daar is wat ons kan doen om die brein te versterk. En daar's 'n paar goeders wat vir ons almal eintlik bekombaar is, wat maklik is om te doen, en ek gaan 'n paar voorbeelde wys van dit, maar hierdie val nou in by die kierikant, nie by die krikke kant nie. Wat ons wil vermy is die val, ons wil die krikke vermy, en ons wil die hele senuweestelsel in so 'n mate ondersteun, dat hy so goed as moontlik werk. In my denke, in my keuses, en ook in my fisiese funksie. Wie van julle wil baie graag so onafhanklik bly soos wat julle kan, so lank as wat julle kan? Ek dink ons almal stem daarmee saam. Die kinders mag nie hulle hande opsteek nie. Ons weet julle wil onafhanklik wees, maar julle mag nie julle hande opsteek nie. Alright. Ek het nou 'n paar goed. Ek gaan Tannie nou daar hierso saam met die sittery doen, maar miskien gaan ek net gou vinnig iets wys voordat ek sit, want my knie is ook ongemaklik. Een van die maklikste goed wat julle kan doen, as julle graag die brein bietjie wil opwakker, ons wil die brein nie net wakkerder maak in terme van hoe ek voel nie, maar ek wil hom leer om so goed as moontlik te funksioneer. Baie dankie, ek voel asof my brein rattle. Daar is 'n paar maklike goeders wat ons kan doen om hierdie verskillende dele van die brein lekker saam te laat werk, maar spesifiek ook hierdie senuwees lekker te laat werk, en hoe hulle my liggaam beheer. En ons wil goeie beheer hê. Ek wil mos nou nie hê dat my voet moet sy eie ding doen, en elke deel van my lyf moet sy eie ding doen. Ons wil hê alles moet mooi saamwerk. So, een van die maklikste goeders, en ek gaan vir julle 'n paar eenvoudige oefeningkies wys, wat julle sommer enige iewers kan doen. Het julle al gesien as mens loop, dan loop jou voete nie
in 'n lyn nie, hulle loop so langs mekaar, nê? Ek weet nou nie hoe ek hier moet maak sodat ek nie hierdie mikrofoon heeltemal opmors nie. 'n Maklike oefening is op 'n vloer wat dit soos geteel is soos hierdie, is om op 'n reguit lyn te loop. Wat ek my een voet voor die ander sit. Ek weet nie hoeveel van julle kan my voete sien nie. Ek sit my een voet reguit voor die ander ene en ek raak met my hak aan my toon as ek my voet neersit. So met ander woorde, my voete gaan so reguit na mekaar vorentoe. As ek dit elke nou en dan doen, dan kry ek goeie oefening vir bietjie van balans en dit, glo dit of nie, is 'n breinoefening, nie net 'n voetoefening nie. Maak dit sin? Yep. Nou as ek dit doen, julle sal sien as iemand 'n bietjie alkohol in het, en dis hoekom ek spot nie, want ons het hierdie toetse gedoen in die ongevalle. As iemand 'n bietjie alkohol in het, kan hy hierdie eenvoudige ding nie doen nie. Hy kan eenvoudig nie dit doen nie. Hulle sal Twee rye spore nou. hulle kan nie, dan sien jy dit is 'n vreeslike gekonsentreer om net hierdie voete voor mekaar te kry. Nou wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat die frontale lob het nie gewerk nie, maar dit sê ook vir my dat hierdie oefening het 'n impak op my frontale lob. So as ek my frontale lob wil versterk, kan ek sulke eenvoudige oefeninge doen. 'n Ander ding wat ek kan doen om my frontale lob sterker te maak en my senuweestelsel so bietjie aan te hits, is om ander balansoefeninge te doen, maar daai gaan ek nou doen dat ek miskien iemand by my het wat kan help dat ek asseblief nie val nie. As julle hierdie oefeninge doen en julle val en julle moet ongevalle toe gaan en sê dis Dr. Jade se oefeninge wat my nou in die hospitaal laat beland het, dan is ons almal in die moeilikheid. So asseblief moenie dit goed alleen doen nie. Maar as daar iewers is waar julle 'n bietjie kan balanseer, of dit nou is om op 'n lyn te loop, ekskuus vir my arm, of miskien op ongelyke oppervlakkes te loop. Het julle al gevoel hoe maklik mense balans bietjie wankel as jy skielik op klippies loop of op 'n ongelyke plek loop? Ek sien 'n klomp koppe wat knik daar. Is dit iets wat ons moet gereeld doen of iets om te vermy? Doen hom gereeld. Baie keer dan voel mens omdat hy jou afgooi van jou balans dat jy dit eerder maar vermy, maar dit is goed om dit gereeld te doen met iemand byderhand wat kan help, wat miskien 'n hand kan vashou of wat daar is om net te help as mens wel jou balans verloor, maar om daai ongelyke oppervlaktes te voel en te ervaar, stimuleer die senuwees en dit het klomp verskillende maniere hoe dit die brein versterk. So mens kan loop byvoorbeeld op verskillende ongelykhede soos klippietjies. Wat is nog ongelyk? Matte kan nogal lekker werk, partykeer as daar 'n groot losmat is wat mens kan oprol of bietjie opvrommel of so dat hy sulke snaakse voue maak, kan mens op dit loop. Mens kan op komberse loop, dis 'n ander maklike ding wat maklik bekombaar is om 'n ou kombers op die vloer te gooi en hom op te vrommel en om bo oor hom op en af te loop, 'n klein bietjie oor daai voue van die materiaal. Klink 'n bietjie snaaks. Ons dorp is so 'n paadjie. In die dorp se sypaadjies, absoluut. Ja. Vermy maar die middel van die pad waar daai slaggate is. Ons wil nie daar gaan ons neurologiese oefeninge doen nie. Dit is nie wat ek aanraai nie. Grasperke is ideaal ook, want grasperke is ook baie keer nie gelyk nie. So daai verskillende oppervlaktes is goed om te loop. As daar 'n plek is waar daar amper soos 'n randsteentjie is wat net so bietjie hoër is as die ander een, om te loop dat die een voet op die randsteentjie is en die ander een af van die randsteentjie, dat die ongelykheid daar is ook goeie oefeninge, so om hom na verskillende rigtinge te doen, laat elke voet 'n kans kry in verskillende kante toe. Hierdie verskillende ongelykhede is waardevol om die brein te stimuleer. Dan, as ons kyk na 'n eenvoudige stoel, wie van julle het toegang tot 'n stoel? Almal het toegang tot 'n stoel, want mense sê baie keer vir my, ek kan nie oefen nie, ek het nie geld om gym toe te gaan nie. Ons het nie 'n gym nodig nie. As ek op 'n stoel sit, 'n eenvoudige stoel, dat ek en Tannie nou nie mekaar hierso stamp nie. As ons so maak nou byvoorbeeld, ons gaan net so bietjie so vlieg. As ek hierdie oefeninge doen, ek kan my arms doen, ek kan al daai doen, ek kan my sirkeltjies doen. Het julle LO juffrouens ook die goed vir julle gewys, nê? Ek doen dit sal op ander Tannie doen hom nie. Dis eenvoudige goeders. Ek spandeer nie geld as ek hierso sit nie en my seer knie hoef niks nou op die oomblik te doen nie. Is dit nie so nie? Want ek spot regtig en my knie is ook nie so lekker nie. En dit is die rede hoekom ek hierdie eenvoudige goed vir julle wys, is nie omdat ek dink julle weet dit nie. Ons almal weet dit, maar dis daai herinnering dat dit iets is wat maklik beskikbaar is. Al het ek iewers iets wat nie gemaklik is nie. Ek kan dinge doen om my spiere te versterk. Ek kan 'n eenvoudige stoeloefening doen. Nou, ek weet nie wat maak Tannie se knie nie. As Tannie die been reguit maak, is hy seer. So as ek nou daai reaksie het, as ek baie seer kry met 'n ding, dan gaan ek net nie daai oefening aanhoudend doen nie. As ek voel my liggaam sê vir my, maar die ding maak seer, dan gaan ek hom nie doen nie. Maar dan soek ek iets anders wat ek kan doen. Né? Watse ander oefeninge het Tannie wat Tannie nog vir die mense leer?
Wat doen ons alles? Jy kan baie doen. Ons doen baie op die dinsdagoggend. Ons haal asem om hier te begin. Dit klink goed. Vir die longe Ja, en ons druk. baie goed. Ja, en ons trek en ons strek. So daai ene, ek sal gou op hom vassit as ek nou my hande bo my kop het en ek strek na die kant toe. Ja. Is dit net my spiere wat ek oefen? Dis my balans ook, né? Want as ek nie my balans uitoefen nie, dan gaan ek omval van die stoel af. So dis 'n goeie balansoefening en om balans sterker te maak. Elke keer as ek 'n balansoefening doen, dan versterk ek daai deel van my brein wat die balans beheer en dit gaan ook voorkomend wees vir my om te val. Want wat gebeur as ek in die proses is van val? Ek verloor my balans, maar as ek daai deel van die brein sterk het, dan kan ek myself weer terugbring na waar die balans goed is. Maak dit sin? So al daai balansoefeninge is voorkoming vir val en vir seerkry. En ons doen die crossbody. Uitstekend. Okay? Is hierdie net 'n spieroefening? Dis 'n breinoefening. Ek moet konsentreer. Is dit nie so nie? So enige iets wat dit betref. Dan doen dit seker nie. Ja, wonderlik. Wonderlik. Baie dankie Tannie dat Tannie saam met ons kom wys het. Dit wat ons probeer agterlos en die gedagte is dat hierdie liggaam is 'n liggaam wat alle dele saamwerk. Daar's nie net een ding wat op sy eie is nie. Die hart werk nie op sy eie nie, die niere werk nie op hulle eie nie. Dis nie alles los komponente nie. Alles werk regtig maar saam. En as ek die liggaam in totaliteit ondersteun, ek gee die regte voedingswaarde, ek kry my goeie water in, ek kry my vars lug in, ek oefen my spiere en ek doen hierdie verskillende oefeninge wat ook my balans oefen en my brein oefen, dan versterk ek my liggaam in totaliteit. As ons al hierdie dinge doen, as ons op die einde van die dag hierdie new start beginsels toepas en ek besef ek gaan hierdie hele resepie intrek in my lewe in en ek gaan toepas wat goed is vir my en wegbly van wat nie so goed is vir my nie, dan vat ons treetjies nader en nader aan om lekker te lewe, om 'n goeie lewenskwaliteit te hê, wat minder risiko het, minder seer kry het, minder gevare in het, en dit is waarna toe ons wil werk. Die laaste gedagte om by julle te los is, onthou julle daai woordjie temperance wat ons oor gepraat het? Temperance is selfbeheersing. En ek wil net vir ons almal herinner dat elke liewe keer as ek onthou watter deel van die brein ek nou besig is om mee te dink. As ek 'n gedagte kry van ek is nou lus vir iets en ek besef nee, wag, dis nie 'n gesonde ding vir my nie. Ek dink nie dis 'n goeie keuse nie. As ek nee sê vir dit, dan versterk ek my frontale lob. So elke liewe keer van vanaand af as jy hier weggaan, wat 'n mens nee sê vir iets wat jy weet wat nie so gesond is nie. Elke koppie koffie wat ek dalk sê, ek gaan hom nie nou drink nie want ek het nog hoor dis nie so 'n goeie plan nie, of ek sê nee vir 'n chocolaatjie, of ek sê nee vir ietsie wat dalk nie goed is nie, of ek sê ja, ek dink ek moet nou gaan oefen al is ek nie lus nie. Elke keer as ek daai goeie keuse maak, is dit nie my limbiese stelsel wat in beheer is nie, wat die kind is met 'n tantrum nie, maar dis my frontale lob wat ek versterk. Met ander woorde, ek versterk die beheersentrum wat my hele liggaam beheer en dit beter laat funksioneer. En dit is 'n wenresep, daar is geen moontlike nadelige effek aan dit nie. Gaan julle hierdie new start gedagtetjie onthou? Ek hoop dit is iets wat kan bybly by 'n mens as mens verder vorentoe gaan. Nou ons het tot en nou toe het ons nou meestal oor die brein gepraat. Môre aand gaan ons fokus so klein bietjie skuif na 'n ander stelsel van die liggaam toe, maar ons gaan nog verder bietjie meer leer oor hoe ek in hierdie new start prentjie praktiese algemene dinge kan doen elke dag wat my liggaam se gesondheid net veelvoudig meer en meer sterker kan maak. Dankie.